vernuwings in tye wat uit u hand uitkom, wat u beheer en wat u bestuur. Maar ons weet ook, o Here, dat ons hele lewenspad is deur u alreeds uitgeplavei. Soos ons bely saam met Dawid in Psalm 139, dat van ons wiegie tot ons graf is alreeds bepaal. Nee, van voor ons wiegie tot na ons graf is alreeds bepaal. En dit bely ons deur u woord. Dit bely ons deur u genade en dit bely ons deur u verlossing. Want u het u seun Jesus Christus aan die regterhand losgeskeur sodat ons in hierdie lewe nie kompasloos sal leef nie. Nie kompasloos sal loop nie. Ook nie kompasloos sal bid nie. Maar dat ons ook weet, Here, dat daar waar die aanslag van die duiwel kom, bestuur u nog steeds ons lewe. En so weet ons, Here, het daar al in die geskiedenis groot figure wat u woord gepreek het, geval. Vanuit vervolging, vanuit dood, vanuit moord, vanuit heimlike moord. Maar dan weet ons weer, daar waar hulle opgeneem word, in die geloofsgalery van die gelowiges in die hemel, is ons elkeen op pad na toe. En daarom hoef ons nie te vrees oor die dag van môre en oormôre nie, want u is alreeds daar. En daarom bely ons, Here, u bepaal ons lewe, u bepaal hierdie gemeente se lewe, u bepaal die kerk se lewe. En daarom bid ons, Here, dat u vir ons die pad sal wys. Dat u in hierdie aanslag van die duiwel en van die wêreld en ons eie sondige natuur, wat ons elke dag teen stry, dat u vir ons die rigting sal gee. Dat u vir ons die pad sal wys. Dat u vir ons die prentjie sal inkleer sodat dit duidelik voor ons sal uitlê. Die pad wat u wil hê ons moet stap. En daarom, Here, staan ons ook nou vanoggend stil kragtens u genade. As dit u wil is, Here, dat ons in die volgende paar weke by die ander gemeentes in Openbaring sal stil staan. En dat ons in hierdie tekste nie een ding sal raak sien, en dit is dat hierdie gemeentes nie op 'n afstand staan nie. Maar dat iets van hierdie gemeentes ook in onsself na vore tree. In onsself as tempel van u, in ons as gemeente, wat in hierdie gemeenskap geplaas is, maar ook waartoe ons geroep word, as deel van die kerk van alle eeue, waarin ons op pad is. Totdat ons eendag, in 'n mindere of in 'n meerdere mate, opgeneem word in die eerlikheid. Totdat ons aardse stryd verby is. Dat ons aan een ding sal vashou, en dit is die geloof wat u in ons harte ook plaas. Die geloof dat ons nie aan onsself behoort nie, maar die geloof dat ons aan u behoort vir tyd en ewigheid, vir lewe en sterwe in alle liggaam en asiel. Al met ons nou, Here, waar ons u woord gaan oopslaan, lei ons dwalende gedagtes om Christus ontwille. Amen. Geliefdes, met die oog op die skriflesing, skrifruiming 2-4 is die ou skrifruiming 33, as ek nou reg onthou. Skrifruiming 2-4 vers 1 met die oog op die skriflesing.
Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit Openbaring 2 vers 8 tot 11. Die boodskap aan die gemeente Smyrna. Dit is ook die tweede gemeente in hierdie reeks. Ons het laas Sondag stil gestaan by Efese, gemeente in Efese, en dan vanoggend by die gemeente, en dan nou die boodskap aan die gemeente in Smyrna. Ek lees uit die 83 vertaling, dan sal ek ons fokusverse daarna herhaal. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna, so sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir alles wat julle gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Vers 11. Elkeen wat hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Liefdes, net tot sover, ons fokusverse is vers 9 en vers 10. Vers 9, besonder hierdie eerste woorde, waar die Here Jesus sê, ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Vers 10. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Maar bly getrou tot die dood toe. En ek sal julle die lewe as kroon gee. Dis welkom om julle Bybels op daardie plek oop te hou. Die preek wat ek van voorhou is 'n preek wat ek destyds geskryf het in 2009, deel van hierdie reeks. Geliefdes, die kerk van Christus word elke dag getuister in die gemeenskap waarin ons leef en in die wêreld waarin ons leef deur verskillende aanslae van die duiwel. En hierdie brief aan Smyrna is 'n baie goeie voorbeeld, 'n praktiese voorbeeld daarvan. Bedoelende opgesom, die stryd tussen lig en duisternis. Die stryd tussen lewe en dood. Die stryd tussen waarheid en leuen. En die duiwel kom op verskillende maniere en verskillende forme na ons toe. En eerstens deur verleiding. Want hy wil jou laat struikel. Hy wil jou laat struikel in die geloof. Hy wil hê dat daardie greep wat jy in die geloof het, moet jy los. Sodat jy nie meer die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees mee sal dien nie. Maar geliefdes, wie is die een wat ons staande hou te midde van al hierdie aanslag? En dis die vraag rondom die gemeente in Smyrna, maar ook ons van vandag. En dit bring ons by ons tema vanoggend, dat Christus bemoedig sy kerk te midde van die aanslag van die duiwel. Ons gaan by 3 hoofpunte stil staan: Christus se bemoediging, vers 8 tot 9, Christus se opdrag, vers 10, en dan Christus se belofte, vers 10 tot 11. In die eerste plek, Christus se bemoediging, vers 8 en vers 9. Geliefdes, in al 7 briewe in Christus se visitasie, en ons het laas Sondag dit genoem, visitasie beteken maar 'n kerklike huisbesoek of 'n kerkverband huisbesoek. Kom Christus in sy visitasie en in sy huisbesoek, en dan vind ons in Openbaring 1 hierdie selfbekendstelling van Jesus Christus. Daarby het ons laas Sondag klaar by stil gestaan. Maar ons hoor in die eerste hoofstuk wie hy is en wat hy doen. En dit hou verband met die inhoud van elkeen van hierdie 7 gemeentes. Maar so ook nou in hierdie brief aan Smyrna. Hy sê in vers 8,
Dit sê die eerste, die laaste wat dood was en wat lewend geword. Dit herinner ons aan die openingsgesig wat Johannes gesien het van ons Here Jesus. Met die klem op hierdie woorde, ek is die eerste en ek is die laaste, ek is die lewende, ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Hierdie woorde is spesifiek gerig aan Smyrna, as die eerste lesers. Maar ook aan al die 7 gemeentes, aan sy ganse kerk op aarde, bedoelende, hy is tydgerig, hy is nie tydgebonde nie. Hy is die eerste en hy is die laaste, hy wat dood was, het lewend geword. Liefdes, waarom kan hy dit sê? Want hy is die een wat hier praat. Hy is die een wat kerklike huisbesoek kom doen by die ganse kerk. Hoe kan hy doen? Hy is van ewigheid tot ewigheid af al daar. En vanuit die ewigheid het hy hemel en aarde geskep. So dit wil sê, die eerste skepping op aarde, of tydens die eerste skepping op aarde, was al reeds daar. En om dit te openbaar, sê Christus, van die eerste tot die laaste, oor die lengte en die breedte van tyd, het ek bepaal. Ek gee dit, ek is God. En daarom sê Dawid in Psalm 139, dat van voor jou wiegie tot na jou graf lê jy en staan jy, en die ganse kerk is in God se hand. En dan sê die Here, in die lig van hierdie gemeente aan Smyrna, niks gebeur sonder my wil. Al die swaar, al die seer, al die goeie van jou lewe, niks gebeur sonder my wil nie. Maar nou kom Jesus Christus kragtens die leiding deur Johannes en hy sê hy is die een wat die dood oorwin het op Golgotha. Hy is die een wat aan die woord is. Ek was dood, maar ek het lewend geword. So ek beskik oor lewe en ek beskik oor dood. Geliefdes, as ons vir 'n tree terug staan, dan beteken dit troos. Tot troos en bemoediging vir sy kerk hier op aarde. Openbaring 1 vers 18 het gesê, ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Bedoelende, niks gebeur toevallig nie. Hy beskik oor lewe en hy beskik oor dood. Interessant, die Griekse woord vir lewe beteken iets wat aanhou en iets wat nooit ophou nie. Hy kom uit die dood, uit opgestaan en dit hou nie op nie. Sy lewe het tydens die dood ook nie opgehou nie. 'n lewe wat nie stop nie. 'n lewe wat nie kan sterf nie. Want hy besit die sleutels van die doderyk en van die dood, Openbaring 1:18. Bedoelende, hy beskik oor ons hele lewe. Kyk ons kortliks na die slot van hierdie brief in vers 11, dan staan daar, dan handel dit oor lewe en dood. Kom ons sê 'n omarming van lewe en dood, dit is waaroor die brief in Smyrna gaan. Dit het ons gehoor as spieelbeeld van Openbaring 1, die Christus bekendstelling. Hy is die Alfa, hy is die Omega. In ons taal, hy is die A tot die Z. Hy is die eerste en hy is die begin. Hy is die laaste, hy is die begin en hy is die slot. Hy is die gekruisigde, maar hy is ook die opgestaane. Hy is die een wat lewe gee. Hy is die oorwinnaar oor die dood. En dit is hy wat hier skryf, kragtens die hand en die mond van Johannes. Hoekom? Tot troos. Tot troos vir sy kerk. Hy bemoedig sy kerk in swaar tye en hy sê vir sy kerk, ek is daar. Jy staan nie alleen in jou lyding nie, jy staan nie alleen in jou beproewing nie. En daarom sê hy in vers 9, ek ken jou werke en jou verdrukking en jou armoede, my kind. Hy sê in wese vir ons, hy ken jou trane, ken jou seer. Ek is die een wat wandel tussen hierdie 7 gemeentes. Ek is die een wat wandel tussen hierdie kandelare. Want ek was self hier op aarde. Ek weet wat gebeur. Ek het ook die lyding, ek het ook die verdrukking gesmaak. Ek het ook die dood gesmaak. Ek het ook daar die nagtelike verhore wat nie in die nag moes plaasvind nie, voor my kruisiging het ek gesmaak. En nou kom hy en hy praat met hierdie gemeente Smyrna,
'n gemeente met verdrukking, 'n gemeente met armoede. En in vers 9 bring hy dit in verband met dit wat daar gebeur in daardie stad. Interessant, Smyrna, 'n stad met groot teaters. Daar was groot stadions gewees, daar was groot gimnasiums gewees. En hierdie stad was beroemd vir haar atletiekwedstryde, die gladiators, gevegte en sirkusspelers. 'n ryk en 'n mooi hawestad. En die keiser van Rome is in daardie stad aanbid, en daar's verskeie tempels ook opgerig vir hierdie keiser. Dit beteken, as ons net so van die kant af na hierdie prentjie kyk, dit was alreeds met die keiserverering 'n bedreiging vir die Christene. Daar was baie druk op die Christene om hulle knie en hulle nekke te buig. En die wat geweier het om die keiser te aanbid, was gearresteer, gemartel volgens die Romeinse wet. En in hierdie stadion het Polycarpus 'n marteldood gesterf, en jy kan gerus bietjie in die geskiedenisboeke gaan lees daarvan. Hy's op 'n brandstapel geplaas, Polycarpus, in 155 na Christus, omdat hy getrou gebly het aan Jesus Christus en nie sy knie gebuig het vir die goddeloosheid nie. So dit was die milieu en die prentjie van Smyrna. Maar die kerk in Smyrna was binne in hierdie prentjie en het verdrukking en vervolging ervaar terwille van haar geloof. En nou kom Jesus Christus, die ware middelaar, en hy sê, ek sien dit raak, Smyrna. Verdrukking dui op laste wat jou plat trek en neerdruk, weet ons, met die doel om jou te vernietig. Die ongelowiges het ondraaglik geraak teenoor hierdie gemeente in Smyrna. Daar was sosiale druk geweest, daar was bespotting vir hulle geloof, daar was geestelike vervolging, emosionele verdrukking, manipulasie, 'n geboelery as gevolg van hulle geloof. Maar daar was ook aan die ander kant armoede geweest. Mense wat hulle werk verloor het, omdat hulle geglo het in Jesus Christus. Hulle was afgedank, omdat hulle nie hulle nekke gebuig het nie. En nou hoor ons en ons verstaan, waar lê die punt van vergelyking in hierdie afdanking? Christene wat baie moeilike bestaan kon maak. In ons taal hulle klippe gekou. Met 'n vyandige omgewing waaraan hulle blootgestel was. Met 'n ryk omgewing was die gelowiges in Smyrna in die gemeente brandarm geweest. Hulle het swaar gekry. Maar nou lees ons verder in ons teks, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Liefdes, die verdrukking het ook 'n tweede oorsaak gehad, naamlik die Jode. Nie net hulle as Christene wat nie die nek wou buig nie, maar aan die ander kant was daar ook hierdie bedreiging van buite af, die Jode. Nadat Jerusalem in 70 na Christus beleer is en die tempel verwoes is, het baie Jode na Smyrna toe getrek. Hierdie stad het 'n groot konsentrasie Jode gehad. En die Jode was die Christene nie goedgesind nie. Hulle was uitbuitend. Hulle was gretig om die Christene by die owerheid te gaan aankla oor watse rede ook al. Hulle was immers van die begin af Christus en sy kerk vyandig gesind. Kyk net wat met Jesus Christus gebeur. En daarvan lees ons in die boek Handelinge en volg saam met my in Handelinge 12, Petrus is in hegtenis geneem en dit was die Jode se rede. Of die Jode het agter dit gelê. Handelinge 13, die Jode het die mense opgehits teen Paulus en Barnabas. Handelinge 14, die Jode hits die heidene aan om die Christene aan te val. Die Jode begin 'n beweging om Paulus te mishandel en te stenig. Handelinge 17 lees ons ook van die Jode bring die stad in opskudding. Die Jode bring die mense in oproer teen Paulus se prediking. Vol haat teen die kerk van Christus. En dit is waarmee Smyrna gekonfronteer was. Dan verstaan mense so iets, geliefdes, wat Calvin bedoel het in die geskiedenis as hy gesê het dat die anti-kris kom uit die kerk uit. Om die kerk se ondergang te bewerk. Die lastering in vers 9 beteken leuns, valse gerugte, valse getuienis
dit waarteen Smyrna die heeltyd mee gekonfronteer was. Hulle wat sê dat hulle Jode is, het Stefanus gestenig, het Jesus gekruisig, en het Jakobus doodgemaak. Liefdes, dan kom Christus in hierdie brief, in hierdie huisbesoek, en hy vergelyk hulle met die sinagoge van die Satan. Sinagoge beteken 'n vergadering, en die Jode wat die Christene vervolg het, is niks anders as 'n vergadering in leierskap van 'n Satan. In plaas van die volk van God, voer hulle opdragte uit as die volk van Satan. Want die Satan haat Christus. Die Satan haat die kerk van Christus. Daarom teiken hy die liggaam van Christus. En hy kom met 'n geweldige woede. Jy kan gerus hoofstuk 12 van Openbaring gaan lees daaroor. Maar die kerk van Christus, die liggaam van Christus, is sy teiken. Dit weet ons vanuit Openbaring 12. Hy wil dat ons onderling veg. Hy wil dat ons mekaar beskinder. Hy wil dat daar valse getuienis gaan wees tussen mense, sodat die grens tussen kerk en wêreld net al hoe groter raak. Maar genadiglik geliefdes, kom Christus, en hy sê in vers 9, die troosgedagte van Smyrna, en hy sê, jy is ryk. Die Here val homself basies in die rede hier, met 'n goeie rede, dat tussen die verdrukking en die armoede wat julle ervaar aan die een kant, die lastering van die Jode aan die ander kant, kom Christus en hy sê vir sy gemeente, te midde van hierdie twee pole, is julle ryk. In teenstelling met armoede, in teenstelling met die Jode, julle is ryk. Hy verseker hulle, te midde van dit wat in die stad Smyrna gebeur, kom troos hy sy kerk, en hy sê, hierdie rykdom is nie 'n materiële rykdom nie, my kind, maar 'n geestelike rykdom. Jy is skatryk op grond van die genade in Jesus Christus. Jy het 'n skat in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Hulle is ryk in God. Te midde van hulle armoede, deel hulle in die genade van Jesus Christus. En dit is hierdie geskenk waarvan Smyrna praat. In Christus besit ons baie meer geliefdes as wat ons op aarde ooit kan droom om te hê. Iets wat ons nie verdien nie. Iets uit genade. Maar die bruidegom, geliefdes, het nie van sy bruid, sy kerk hier op aarde vergeet nie. En daarom sê die Here Jesus hierdie woorde, jy is skatryk te midde van al hierdie kolosseums en al hierdie tempels en al hierdie dinge. Al het jy op aarde 'n paar sente, my kind, dat jy elke maand omdraai, net om te oorleef, as jy skatryk in my genade. Maar wat doen ons, geliefdes, as die bruid van Christus? Is ons getrou teenoor die een wat vir ons alreeds sê ons het die ewige lewe, teenoor die een wat sê ons is ryk, al sukkel ons om deur 'n maand te kom? Ons leef nie as bruid baie keer soos ons moet nie. Wat het God gedoen? Hy het homself afgelê deur sy seun vir sy bruid. En in die lig van hierdie woorde, jy is ryk. Wat maak jy met hierdie skat? Jou skat is al reeds verseker in die bloed van Jesus Christus. En ons het een opdrag, om so Smyrna sigbaar te leef, dat ons ryk is in God se genade. Dit bring ons by ons tweede hoofpunt, Christus se opdrag, vers 10. Liefdes, volg saam met my. Christus gee aan die kerk twee opdragte. Die eerste opdrag, vrees vir niks wat jy sal ly nie. En die tweede opdrag, bietjie ondertoe, wees getrou tot die dood toe. Liefdes, die stryd is tussen die kerk van Christus en die sinagoge van die Satan. Hierdie stryd gaan nooit ophou nie. Die intensiteit gaan net al hoe meer raak en wat op ons afgevuur word as gelowiges. Smyrna, die stryd tussen lewe en dood, die stryd tussen hemel en hel,
Die stryd tussen om ryk te wees in hierdie wêreld teenoor die rykdom in Christus. Dit word daar aangevoer. En hierdie gemeente Smyrna staan as 'n slagoffer daar in sy kleinheid om verskeur te word. Maar dan kom Christus en hy gee in die vorm van 'n opdrag, gee hy bemoedigende woorde en hy waarsku die gemeente om nie in hierdie lyding perspektief te verloor nie. Hy sê vir hulle, moenie vrees. Die duiwel gaan jou versoek. Die duiwel gaan dinge op jou afvuur. Die duiwel gaan laat jy wil moedeloos raak. Staan vas, onbevrees, bankvas in die rykdom wat ek vir jou gegee het. Ek het jou geskep. Ek het my bloed laat vloei vir jou. En nou deel jy in my genade. Jy deel in my kruis en in my opstanding. Hy wat dood was, het lewend geword. Hou vas aan daardie woorde. Ek het mag oor die dood, moet nie bevrees raak nie. Want ek kan vooruit sien, my kind. En al wat jy moet doen is glo in my. Glo in my dat ek vir jou 'n pad het. Glo vir my dat ek vir jou uitkoms het. Glo vir my dat ek genade alreeds bewys het en jy's op pad aan. Liefdes, om te glo is iets wonderliks, maar aan die ander kant het ons 'n groot verantwoordelikheid om te kan glo. Hoor die woorde van Johannes 15. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Die wêreld haat ons om kinders van God te wees. Is dit nie maar die jaloesie vanuit hierdie Satans huis nie? Hy wil iets hê wat ons klaar het, en dit is die oorwinning in Jesus Christus. Hy wil dit hê wat ons nie plat trek nie, en dis die genade in Jesus Christus. Hy het die kans gehad, en hy het dit verloor. En nou probeer hy alles in die stryd werp, om ons te verlei. Want wat is dit, geliefdes? Geliefdes, die duiwel hou nie daarvan om alleen te wees nie. Dis tog die dryfveer agter die vervolging van die duiwel. Hy is die een wat ons uitmekaar uitdryf as kind en vader. Bruid en bruidegom, broeder en suster in geloof, kerkverbande met mekaar. Hy gebruik mense in Smyrna as werktuie in diens, die Romeine, die Jode, om die kerk van Christus te vervreem van haar bruidegom. Want hy wil nie alleen staan nie. Hy hou nie van eensaamheid. Liefdes, het jy al ooit gedink, wie is die groot dryfkrag agter depressie? In die sin van die woord, en ek praat nie, geliefdes, in hierdie oomblik van 'n liggaamlike tekort nie. Ek praat van die gees agter dit. Dat hy dit gebruik as 'n werktuig om sy doel te bereik. Want hy wil nie alleen wees nie. So as hy iemand kan kry wat swaarmoedig is, iemand kan kry wat swaar kry in sy gemoed, iemand wat nie weet wat sy kant toe nie, en hy jou kan kry dat jy alleen voel, want dit is wat depressie met jou maak. Hy laat jou alleen voel. Want jy raak depressief. Jy plaas jouself eenkant, jy maak jou so toe in 'n kokon, want jy is bang vir die dag van môre. Voel of niemand vir jou lief is nie. Niemand vir jou omgee nie. Wat doen hy? Spreekwoordelik, ons praat nie oor die fisiese depressie nie, praat van die spreekwoordelike depressie. Hy wil 'n wig plaas tussen jou en God. Hy wil 'n wig plaas tussen broer en suster in die geloof. Hy wil 'n gewig plaas tussen jou en ander mense. Tweede voorbeeld, geliefdes, het jy al ooit gedink, wie is die dryfkrag agter 'n onvergewensgesinde skuldgevoel? In die sin van die woord, my sonde is te swaar, my sonde is te groot. Al is ek gered in Christus.
Christus kon nie daarvoor sterf nie. My skuldgevoel is te groot. Die kruis op my skouers is te swaar. In plaas van dat ons as kerk van Christus saam trek en saam dra aan hierdie laste, gooi ons klippe. En wat gebeur? Wat gebeur in 'n gelowige se hart en in 'n gelowige se gemoed? Dit raak swaar. En dan word daai onvergewensgesinde skuldgevoel al hoe swaarder. In plaas van dat ons mekaar se voete was en saam 'n pad stap deur God se genade, saam die laste dra, gooi ons klippe. Sien ons die balk in iemand anders se oog raak en ek vergeet van my splinter. Liefdes, het jy al ooit so daaraan gedink dat die balk in iemand anders se oog het dalk gesplinter, dat die splinter in jou oog inkom? As 'n spieël, waarmee is ons besig? Waarmee is ons in die kerk van Christus besig? Want die splinter in jou oog kom dalk van daai balk af wat gesplinter het na jou oog. Kom ons staan terug. Net soos die gemeente in Smyrna, ons vra die vraag: wie is die dryfkrag agter groepsdruk? Wie is die dryfkrag agter 'n geboelery? Wie is die dryfkrag agter negativiteit? Geliefdes, die skrif sê beproef alles maar behou die goeie. En deur hierdie verdraaide sienings wat ons kry vanuit die agtergrond van Smyrna om alles uit te toets en nie te toets aan die woord van God nie, kom ons in die maalkolk van groepsdruk. In plaas van om te sê toets dit aan die woord van God, ondersoek ons alles en raak ons meegesleer deur wêreldse sienings en wêreldse dinge en denkerigtings. Maar wat is die duiwel se doel? Hy wil jou wegdryf van die eenheid van God se woord. Hy wil jou wegdryf van die genade van God. Hy wil jou wegdryf van die enigste waarheid. Want hy wil nie alleen wees nie. Hy wil nie soos 'n verloorder voel nie. En nou probeer hy die kerk van Christus teiken op verskillende inslikkingse maniere sodat ons Christus sal verloon. Maar wat sê God vir ons hier in hierdie teks? Wees getrou tot die dood toe, my kind. Wees getrou. Nie net tot môre nie, nie net tot oormôre nie, maar tot die dood toe, bedoelende lewenslank. En hierdie woorde, geliefdes, is 'n oproep tot bemoediging. Die trou aan die koning van die kerk, hy wat jou vooruitgegaan het in die dood, in kontras met die trou aan die stad Smyrna, aan die keiser van Rome, die huis van die Satan, lei tot die dood. Wat sê God vir hierdie gemeente, en ook vir ons van vandag? Die getrouheid druk ook die intensiteit uit. Hy sê, bly getrou tot die dood toe, bedoelende, al kos dit jou lewe. Geliefdes, hierdie is groot woorde. In beginsel het geen van ons 'n probleem daarmee. Bly getroud, al kos dit jou lewe. Totdat jy voor 'n brandstapel staan. Voordat jy voor mense staan, wat jou dalk in die beskuldigde bank plaas, as kind van God, gered deur Christus, al kos dit jou lewe. En ek dink ons almal het in die media gesien wat het gebeur die afgelope 2 weke, van nog 'n Christen wat doodgemaak is oor see. Christene voor hom, Christene na hom, Christene wat nog gaan kom wat doodgemaak gaan word. Dalk is u en ek deel van daardie prentjie. Al kos dit jou lewe. So wat sê God? Jou lewe is in my hande.
Hulle sal jou haat, ter wille van my naam. Daar sal verdrukking wees, daar sal vervolging wees, daar sal vyandskap wees, maar moenie vrees nie. Hulle het my gekruisig, maar ek het opgestaan. En dis die troos, geliefdes, waaraan ons as gelowiges vashou in hierdie spieelbeeld van die gemeente in Smyrna. Bly getrou tot die dood. En dit bring ons by ons derde en laaste hoofpunt, Christus se belofte, vers 10 tot 11. Liefdes, Christus gee sy belofte aan die einde van vers 10 en volg saam met my daar staan, wees getrou tot die dood toe, en dan hierdie woorde, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Die oorwinnaar by 'n wedstryd, weet ons, het in die destydse wêreld 'n oorwinnaarskroon gekry, oorwinnaarskrans, 'n laurierkrans. Maar hier praat God van die kroon van die ewige lewe, in teenstelling met die oorwinnaarskroon wat op aarde dalk kan verlet. Christene wat weier om die krans van die keiser te gedra het in die destydse wêreld, word deur Christus bemoedig deur 'n belofte dat hy vir ons 'n heel ander krans gee, wat nooit tot in alle ewigheid sal verwelk nie. En die mooiste, broeder, suster en kind is, hoor hierdie woorde, ek sal jou die kroon van die lewe gee. Elkeen spesifiek. Ek sal vir jou, as God se kind, elkeen persoonlik, 'n kroon gee. Dis nie net die eerste soos die aardse nie, maar elkeen. Elkeen wat getrou bly, elkeen wat vashou in die geloof, elkeen persoonlik word dit voorgegee. Liefdes, ons stryd in die geloof is nie verniet nie. Dit voel baie keer so. Ons arbei nie verniet nie. Om nie vergoed te word, omdat ons goeie kinders van God is nie. Nee. Maar ons arbei nie, sodat ons iets sal kry nie. Ons arbei, omdat ons al reeds gered is. Dit verander die perspektief. Ons doen nie goed, ons hou nie in die geloof vas, sodat ons iets sal kry nie. Die ewige lewe werk anders dan. Ons doen goed, ons hou vas in die geloof, ons stry in die geloof, omdat ons al reeds gered is. Mag ons ook soos die Gees saam met Paulus bely, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, en dan sê hy hierdie woorde, ek het die geloof behou. Liefdes, dan sal vers 11 se belofte in hierdie teks ook van toepassing op ons elkeen wees. Ons wat getrou stry, ons wat getrou vashou, die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Is dit nie troos nie? Ons wat oorwin. Hy wat ons laat vasstaan in die geloof, hy wat getrou bly, sal buite die bereik van die tweede dood, en dit verwys na die hel wees. Ek sluit af. Geliefdes, elke dag verkondig aan ons ondergang, dood, haat, jaloesie, 'n geboelery, manipulasie, armoede, verdrukking, depressiewe denke, mismoedigheid. Ons kan sê 'n swaarigheid. Maar elke Sondag verkondig aan ons die deurbraak van troos, genade, bemoediging, ewige lewe, 'n oorwinnaarskroon, die geloof in Jesus Christus, 'n blydskap. Maar wie die belofte van God glo, wie getrou arbei en nie vreesagtig in die toekoms wag nie, is skatryk. Ryk in God se genade, ryk in geloof. Vir hom is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg dat ons na u bemoedigende en troostwoorde te midde van die waarskuwings
na U kan luister. Dit is troos. Troos dat ons nie aan onsself behoort nie, troos dat ons in U genade deel, maar ook troos en bemoediging dat ons nie in hierdie wêreld gelykvormig moet word nie. Dat ons nie moet bang wees vir groepsdruk nie, dat ons nie moet bang wees vir pile wat op ons afgevuur word nie, dat ons nie bang moet wees vir teleurstellings nie, want op so 'n manier, hoe Here rig U ons anders, dalk in 'n ander rigting met die oog op die toekoms. Gee vir ons daardie getrouheid. Want vanuit onsself uit sal ons moedeloos raak. Maar gee vir ons daardie getrouheid, daardie geloof om te kan vashou tot die dood toe. Totdat U ons kom haal. Omdat ons weet dat niks en niemand ons van U liefde sal skei nie. Help ons daartoe om Christus ontwille. Amen. Liefdes, ons gee nou geleentheid, na die diens van barmhartigheid, sing ons weer uit Skrifbereiding 2-4 vers 3.